Broers en susters in Christus, familie van Laagveld gemeente, weer eens hartlik welkom by die aanlyn erediens. Vandag is die 31ste Januarie 2021. Dit beteken dis die laaste dag van die eerste maand van 2021. Kan nie glo, die eerste maand is ook al verby, maar hoeveel van ons kan ook getuig van die Here se nabyheid en sy seën ook in hierdie eerste maand van 2021. Baie dankie dat jy ingeskakel het en mag jy vandag ook weer 'n opbouende en 'n inspirerende boodskap kry vanuit die woord van God. Vanaf die lewende God, want God praat met ons deur sy woord. En ek dink vandag, sy teks gaan vir ons ook wys hoe ons 'n balans in die lewe moet hê. Ons moet hard werk, maar ons moet ook tyd maak om stil te word en by die Here rus te vind. Dis wat Dawid ons weer gaan herinner vandag. Ek wil graag begin deur ons dankbaarheid uit te spreek. Die mense van die Laagveld, ons is opreg baie dankbaar vir die wonderlike reën wat in ons omgewing geval het. Daar het so baie positiewe boodskappe ingekom, video's en foto's en getalle van hoeveel millimeter dit gereën het en strome wat afvloei en dit is net regtig wonderlik en dit maak ons net weer nederig en dit maak ons weer dankbaar en ons kan net vir die Here dankie sê vir die mooi reën. Daar was natuurlik in die nuus 'n sikloon gewees, Eloise, en ons het gedink dit gaan dalk meer skade maak, maar vandag kan ons sê vir die Here dankie dat hy ons bespaar het, dat daar nie baie skade is waarvan ons weet nie. As daar is, laat weet ons waar ons kan help, maar ons kan net dankie sê vir al hierdie reën. Ek het soos 'n kind opgewonde die hele tyd ons reënmeter gaan uitgooi en in totaal oor 48 uur het opgebou tot 171 mm, by verre die meeste wat ons al gekry het. En hier kan mense dit ook mooi sien, hierdie massa water wat hier lê, en al ver in die agtergrond is die berge, agter daai berge is die Hoëveld, so as gevolg van gravitasie beweeg die water wat daar val, beweeg het ook mooi deur ons hele omgewing, deur die riviere, deur die strome, watervalle, en dit is regtig mooi en inspirerend om te sien. En natuurlik, die Bybel is baie duidelik, water gee ook lewe, ons moet die water mooi oppas, en die water kan natuurlik weer vir ons kos voorsien, en kos is so nodig ook vir lewe. So ons is baie dankbaar vir hierdie mooi reën wat in ons omgewing geval het, en ons sê vir die Here dankie, en ons moet ook nie ophou om vir die Here dankie te sê vir hierdie mooi reën. that is coming
net die volgende afkondigings op julle kalender. Julle kan sien wie verjaar hierdie week. Dinsdag verjaar Aubrey Bartlett en MJ Bench. So dit is 2 jong ouens. Ek dink hulle albei is in hulle vroeë 20's as ek reg is. Behalwe anders lyk hulle net goed vir hulle ouderdom, maar dis 2 jong ouens wat verjaar in ons gemeente. Dinsdag Aubrey Bartlett, Woensdag MJ Bench. En dan die 7de verjaar tannie Dalena Kleinhans. Ons ken haar baie goed van die gemeente. Ons sê ook vir haar baie dankie en baie geluk met jou verjaarsdag en mag dit ook vir julle al drie 'n wonderlike jaar wees 2021. Ons is saam met julle bly vir nog 'n jaar. Ons bid ook vir julle en mag die Here julle ook seën in hierdie jaar. Die tweede afkondiging is die kerkkalenders is natuurlik uit. Indien jy nog nie een het nie, jy kan dit kry by die kerk op Dinsdae wanneer ons daar skoonmaak. Jy kan dit by ZZ2 ontvangs kry of ek het 'n klomp kalenders in my kar ook. Laat weet my waar jy woon as jy kalender wil hê en wanneer ek deur die dorp ry, sal ek seker maak u kry ook 'n kalender dat jy darm weet wat se dag van die jaar ons is en gereeld herinner word aan die kerk want u behoort ook aan die familie van Laagveld gemeente. Dan die derde afkondiging, jy sal sien die 7de is our kerkraadsvergadering 10:30. Ons gaan nie kerkraadsvergadering hou nie. Ek dink nou met die tweede golf, die getalle is nog groot. Ons hoor nog van bekende mense wat hospitaal toe gaan. Dit maak ons hartseer en ons hou aan bid vir hulle, maar ons gaan nie kerkraadsvergadering hou volgende Sondag, ongelukkig nie. Dan die 4de punt is fisiese eredienste. Ek dink vir tyd en wyl terwyl die gevalle hoog is by ons, is daar nie fisiese eredienste nie. Ons gaan nog nie 'n datum bekend maak nie. Ek dink dit gaan onverantwoordelik wees om te vroeg weer die kerk se deure oop te maak. So vir nou is die eredienste nog steeds aanlyn en is 'n ander manier van hoe ons saam met die Here en saam met sy woord ook Sondag kan deurbring en dalk hierdie week ook weer opvang. Dan die 5de afkondiging vir vandag is die wenner van laasweek se kompetisie. Daar was natuurlik 'n kompetisie gewees. Ek het 'n fout gemaak in die afkondigings. Die fout was gewees, ek het per ongeluk vir een persoon geluk gesê in plaas van die ander persoon. Ek het tannie Ansie Pieterse, het ek Ansie van der Merwe genoem. So dit was die fout wat ek laasweek gedoen het. Laasweek het tannie Ansie Pieterse verjaar. Tannie Ansie van der Merwe verjaar eers later in die jaar. So dit is die afkondigings. Kyk hierdie video vir die geskenk oorhandiging vir die wenner van die kompetisie wat heel eerste vir ons laat weet het. Hierdie is die fout wat ons in die afkondigings gemaak het. Kyk. En die wenner is Albertus van der Merwe. Baie geluk. Dankie Fransjo. Baie geluk. Dankie. Kom aan die blad. Voor ons saam die woord van God lees, kom ons luister na hierdie mooi lied.
Liewe gemeente, vandag staan ek op hierdie ysterwaterpyp. So my preekstoel vandag is 'n ysterwaterpyp wat 'n mens kan sê, jy moet jou balans moet goed wees in die lewe. Jy kan nie net jouself doodwerk en nie tyd maak vir rus nie, maar jy kan ook nie net rus en nooit werk of waarde skep in die lewe nie. So jy moet 'n goeie balans hê en die Bybel begin met daai balans. God het 6 dae gewerk, 1 dag gerus. Ons moet in ons lewe, moet ons ook soos wat Dawid ook vandag vir ons sê, ons moet tyd maak ook om te rus en weer vol te raak en perspektief te kry op die lewe. So ons psalm vandag is Psalm hoofstuk 62. Hy's op bladsy 609, 610 in die Nuwe Afrikaanse vertaling, die 1983 vertaling. En die opskrif is: net by God vind ek rus. Ware rus wat jou vol maak, kry jy net by God. En dit sê in die begin vir die koorleier 'n belydenis, 'n psalm van Dawid. So in Dawid se worsteling bely hy ook en hy ontdek ook nuwe eienskappe of hy herontdek nuwe eienskappe van God ook. Voor ek vir ons hierdie psalm saam lees, wil ek begin deur vir u te vra vandag. Hoe gaan dit met u? Hoe gaan dit met u vandag? Hoe gaan dit oor die laaste paar dae, die laaste paar weke, die laaste paar maande? Gaan dit goed? Gaan dit oukei? Gaan dit beter? Of gaan dit slegter? Hoe gaan dit met u? U kan daai vraag ook vir jouself antwoord vandag. En u kan my laat weet. Dan, hoe voel u vandag? Hoe voel u die laaste paar weke? Is u uitgeput? Is u moeg? Is u die hele tyd bekommerd? Of het u vrede? Het u rus? En dan is alles oukei. Is alles oukei met jou? By die huis? By die werk? Daar waar jy beweeg? Is alles oukei? En wat vrees u in hierdie eerste maand van 2021? Wat is die vrese? En hoe baie het hierdie vrese beheer oor u lewe? En waaroor is u bekommerd? En het u hoop? Leef u, daar vlieg 'n muggie in my oog. Het u hoop in die lewe? Gelukkig is hy vinnig weer uit hierdie muggie. Leef u met hoop? Of is die hoop maar min in die lewe? Hoe gaan dit met die gesondheid? Hoe gaan dit met die familie? Hoe gaan dit met die kinders? Hoe gaan dit met die ouers? So 'n vraag wat ons elke dag in die samelewing vir mense vra: goeiedag, hoe gaan dit? Vandag wil ek vir u vra, maar u kan vir God antwoord. Hoe gaan dit met u? Hoe gaan dit met u vandag? En ek dink as dit swaar gaan en onrustig gaan, is vandag se psalm vir u. Ons dink baie keer Christene moet altyd positief wees en dit moet altyd goed gaan met Christene. Want ons het hoop, ons lewe met hoop, ons lewe met die goedheid van God. Maar dit gaan nie altyd goed met Christene nie. En die Bybel is ook baie duidelik 'n boek wat gaan oor mense, hoe hulle wandel met God, maar mense se moeilikheid, mense se onrustigheid, mense se uitdagings. So die Bybel is nie 'n boek vir iemand met wie dit altyd net goed gaan nie. Juis wanneer jy in 'n uitdaging is en onrustig is en moeilikheid het, dis wanneer die Bybel vir jou 'n groter werklikheid raak. Dawid het dieselfde emosies beleef en dieselfde vrae gevra, baie van dieselfde vrae en emosies as wat ons vandag ook in 2021 beleef. In hierdie tyd van inperking, tyd van onsekerheid, ons weet nie waartoe die toekoms op pad is nie. Ons weet nie waartoe ons altyd op pad is. Ons het 'n plan vir ons lewe, ons het 'n doel, ons werk daarvoor. Maar ek kan nie self besluit om die kerk nou oop te maak of almal te gaan besoek by die huis of so nie. Dit is 'n moeilike tyd waarin ons leef en elkeen van ons het groot uitdagings in hierdie lewe. En Dawid het ook sulke uitdagings gehad en is juis uit hierdie uitdagings waar hy die mooiste psalms geskryf het. Uit sy onrustigheid, uit sy onsekerheid, uit sy vrees vir die lewe. Hy het gevrees vir sy lewe en hy het ook 'n vrees gehad dat die mense sy vrede en sy rus en sy shalom gaan wegvat van hom af. Daar was tye in sy lewe wat hy min shalom, min volheid, min vrede gehad het. En dis in die tye wat sy verhouding met die Here so goed gegroei het en sterk geword het en waar hy van die mooiste psalms geskryf het, wanneer sy lewe bedreig was. En dis waar ons vandag gaan inkom met ons teks. Psalm 62. Kom ons lees saam uit die woord van God. Hy is in 3 blokke opgebou en dit gaan oor hoe Dawid deur hierdie onrustigheid rus by God vind. En hy bely die volgende vir ons. Van vers 2.
Net by God vind ek rus. Van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. En dan vers 4. Hoe lank wil julle almal nog beskuldigings bly slinger en my probeer doodmaak? 'n Man wat reeds soos 'n muur wat wil omval, 'n klipmuur wat omgestoot word. 'n Man wat reeds is soos 'n muur wat wil omval, 'n klipmuur wat omgestoot word. Baie keer voel ons lewe soos 'n muur, soos iemand wat ons net nog een stoot moet gee en dan gaan alles in mekaar inval. En dis wat Dawid beleef. In sy donker tyd skryf hy hierdie psalm en hy bely dat hy net by God rus vind. Vers 5. Hulle probeer my uitwerk, hulle skep behaag in leuns. Met die mond seën hulle, in die hart vervloek hulle. Sela. Pauze. Rus. Dan die tweede blok, net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Vertrou altyd op hom, my volk. Stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. So Dawid, hierdie waarheid wat hy self besef het, gee hy nou deur vir sy volk. Hy sê hier in vers 8, God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Daarom, vertrou altyd op hom, my volk. Stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Sela. Dan die derde blok vir vandag van vers 10. Mense is verganklik. Mense is niks. Op 'n skaal wys hulle geen gewig nie. Saam is hulle minder as niks. Moenie op geweld vertrou nie. Roof sal jou niks in die sak bring nie. As jou rykdom toeneem, moenie dat dit jou te na aan die hart lê nie. Een ding het ek God hoor sê. Nee, 2. Dat net God mag het en 'n mens net op die Here kan vertrou. En dat u met elkeen handel volgens sy verdienste. So hierdie psalm loop uit op 'n nuwe bewuswording wat Dawid van bewus word. En hy sê, een ding het ek God hoor sê. Nee, 2. En dan noem hy 3 dinge. Hy sê, 'n mens kan net op die Here vertrou. Want God is ewig, ons is tydelik. En God het mag. En dat God met elkeen handel volgens sy verdienste. So ons lewe het betekenis, dit het 'n doel en God gaan ook rekenskap eis van hoe ons in hierdie lewe leef. Ek wil graag die volgende 3 punte wil ek vir u wys of mee deel van hierdie teks. En dit gaan oor rustigheid en daarom is daar ook baie rustige tye in hierdie diens wat ons net kan stil raak en rustig raak en die waarheid laat insink. Die eerste punt is rus net by God. Ons het met die inleiding gekyk waar gaan rus, beskrywende woorde gekry van rus en hierdie waarheid wat Dawid met ons deel, gee vir ons vrede en dit gee vir ons stabiliteit in die storms van ons lewe. Dat ons kan ook ons rus vind by God. Ons kan net by God stil wees, by hom rus en so sal hy ons volmaak met sy vrede, met sy shalom, sal ons weer heel word wanneer ons rus by God. Die tweede punt en dis in die tweede blok kan jy weer gaan lees al die ontdekkings wat Dawid weer gemaak het van wie God is. Kom ons lees weer hierdie wat God is vir Dawid, die waarheid, die werklikheid waarin Dawid lees in Psalm 62.
Hy sê hier vir ons, hy is my rots, hy is my redding, hy is my veilige vesting, hy is ons redding, hy is ons krag, hy is ons rots, hy is ons sterkte, hy is ons toevlug. En omdat God hierdie is, kan ons altyd op hom vertrou en kan ons hart voor God uitstort. Dit wat binne ons is, hoef ons nie binne in ons opgebou te hou nie en dat ons begin verteer nie, maar dit wat binne ons is, dit wat ons pla, ons probleme, kan ons voor God bekend maak en uitstort en met hom deel. En is gewoonlik dan wat God jou help en saam met jou oplossings kry en die uitdagings oorwin. Dis die wonder van God en van die Bybel, dat mense se belewenis en ontdekking in hulle lewe saam met God gewoonlik oorwin. God help mense in moeilike omstandighede om te oorwin en ook daardeur nader aan God te beweeg en betekenis te kry vir 'n lewe. Die Bybel is geskryf vir mense wat hoop nodig het, wat inspirasie nodig het en wat sekerheid nodig het. En ons wat binne hierdie harde wêreld leef, kan vashou aan die waarheid van wie God is. Soos Dawid vasgehou het aan wie God is en baie ander karakters in die Bybel vasgehou het aan die werklikheid en die waarheid van wie God is, kan ons ook vashou aan wie God is in ons moeilikste donker tye en ook in ons goeie tye. Die derde punt vir vandag is die ewigheid teenoor die verganklikheid. Want die derde blok lei Dawid in deur te besef en te bespreek hoe min die mens eintlik is. Teenoor die grootte heelal, teenoor wie God is die mens eintlik so klein. Hy het nie eens 'n gewig op 'n skaal teenoor wie God is nie. Jy kan nie eens vergelyk mens en God nie. En dis hierdie perspektief deur te sien dat God is ewig. Dis hierdie perspektief wat vir ons help om reg te kyk op die lewe en dat ons bepaal dat ons lewe reg leef, vandag, weekliks en jaarliks. Deur te weet, ons leef hier tydelik, ons dien 'n ewige God, ons kan vertrou op 'n ewige God, daarom sal tydelike probleme nie ons plat kry nie. Vandag se boodskap sê vir ons moet nie optree, ons moet nie opgee in 'n tydelike harde omstandighede nie, maar juis groei deur hierdie uitdagings, deur die moeilikheid van die lewe, is juis geleenthede om te groei en om te besef dat net by God sal ons rus vind. En dit gee vir ons 'n goeie perspektief en dit gee vir ons krag, soos Dawid ook vir ons in die Psalm sê, van ons gaan charge, soos hierdie elektroniese motors, as jy het krag nodig, jou selfoon het krag nodig, hy moet gaan stil lê op 'n plek, dan kry hy krag. En dit is ook so vir ons moet gaan stil wees by God, gaan rus, en dan charge hy ons weer, dan gee hy weer vir ons krag. Dan ontvang ons rus by God, en dan kan ons ook die uitdagings oorkom. Ek wil afsluit deur te sê, kom ons plaas weer ons vertroue in God alleen, en ons besef ook die rustigheid en die vrede van God. Ons beleef hoe die vrede en die rustigheid van God op ons weer neerdal. Mag u dit hierdie week beleef, hoe die rustigheid en die vrede van God in u besige lewe, in die storms, mag die vrede en die rustigheid van God op u neerdal. Jesus nooi ons ook daagliks uit. Die uitnodiging wat hy gee in Matteus hoofstuk 11 vers 28, dit was nie 'n een keer uitnodiging wat nou nie meer geldig is nie. Die uitnodiging van Jesus wat sê, kom na my toe, almal wat rus het. Daai uitnodiging geld vir alle tye. En dit geld ook vir ons vandag. Ons kan vandag na Jesus toe kom. Ons kan na God toe kom. En ons kan net by hom wees. En ons kan rus. En ons kan dat hy ons weer charge. Dat hy ons weer vol maak met krag en vrede en 'n goddelike perspektief op ons lewe. Te midde van die baie vrae, die onsekerheid, die onrustigheid, weet dat u lewe in die hande is van ons hemelse Vader wat omgee vir u. Die God van wie ons lees in die Bybel. En met hierdie woorde wil ek u groet, Laagveld gemeente. Mag ons die woorde van Jesus Christus, wanneer hy vir ons sê, kom na my toe, almal wat rus nodig het. Mag ons
moeite maak met hierdie uitnodiging. Mag ons weer leer dat net by God vind ons hierdie rus. En is God wat ons volmaak. Dis sy vrede wat op ons neerdal. Mag u dit beleef hierdie week en ook in 2021. Amen. Ons het die tradisie begin dat ons 3 Sepedi woorde leer wat te doen het met die teks waarna ons gaan kyk. Ook 'n manier om die Sondag boodskap op 'n ander manier in ons koppe in te kry. En die 3 punte waarna ons gaan kyk in vandag se teks. Die eerste punt gaan oor rus. Dawid sê net by God vind ek rus. So die eerste punt is rus en die Sepedi daarvoor is kucha. Kucha, soos jy kan lees. Interessant is die woord vir vrede is kucho met 'n o en die woord vir rus is kucha met 'n a. So dit is ons eerste woord, kucha. En mens kan ook sê ikucha wat beteken as jy jouself rus, as jy moeite maak met jouself om te rus, dan sê jy ikucha. So dis jou eerste woord wat ons leer vandag. Dis ons eerste punt ook van die boodskap vandag. Ons kyk bietjie na die tema van rus. Die tweede woord vir vandag is dat God is. God is. Dis ons tweede punt, want Dawid in sy stryd met onrustigheid en hoe hy rus by God vind, bely hy ook sekere eienskappe van God. Hy ontdek ook God en hy beklemtoon ook sekere eienskappe van God. En dis ons tweede punt vandag, God is. En in Sepedi sal ons sê modimo le of modimo ge. As ek volgens die woordeboek werk, modimo le, modimo ke. En jy kan sê God is goed, modimo mobotse, God is groot, modimo magolo, of jy kan sê God is great, modimo ologile. So dit is ons tweede woord vir vandag, God is, modimo le of modimo ge. En dan ons derde punt vir vandag, waarna ons gaan kyk, is natuurlik die punt van ons moet op God vertrou. Ons moet ons rus by God vind, want God is ewig. Mense is tydelik. Jy kan nie altyd mense vertrou nie. Soms stel mense teleur, maar jy kan altyd op God vertrou. Hy sal u nooit teleurstel nie en hy is ook ewig en daarom kan ons op hom ook vertrou en ons rus by hom vind. En die woord vir altyd, vir always, sê die woordeboek is gamela. Gamela. Ek weet nie of ek hom reg uitspreek nie. Jy kan dalk vir iemand gaan vra of dit reg is. Wys vir hierdie videoklip. Maar die derde woord, die derde punt van vandag gaan oor die ewigheid teenoor die tydelikheid en dit is always gamela. So dis die 3 punte vir vandag.